Baie welkom by die voorlesing van die Afrikaanse Sabbatskoolles vir blindes en swaarsiendes. Hierdie lesse word voorsien deur die Wêreldkonferensie van die Sewende Dag Adventiste Kerk. Die voorlesing van die les word aan u gebring deur SSL in samewerking met Adventiste Wêreldradio Afrikaans en word voorgelees deur Marlena Nel. Maandag 3 November. Achan se sonde. Kom ons open met gebed. Liewe Vader, ons sê vir u vreeslik baie dankie weer eens vir hierdie voorreg wat ons het om u woord te bestudeer. Liewe Vader, seën asseblief hierdie studie, laat ons die betekenis en u wil daarvan kan verstaan. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus alleen. Amen. Lees Josua 7 vers 16 tot 19. Wat sê hierdie uitgerekte proses vir ons omtrent God as ook die Bybelkarakter Achan? Ons lees Josua 7 vers 16 tot 19. En Josua het vroeg in die môre klaargemaak en Israel laat aankom volgens sy stamme en die stam van Juda is uitgewys. Toe hy die geslagte van Juda laat aankom, het die lot die geslag van die Sargiete aangewys. Toe hy die geslag van die Sargiete laat aankom, man vir man, is Sabdi aangewys. Toe hy sy huisgesin man vir man laat aankom, is Achan, die seun van Karmi, die seun van Sabdi, die seun van Serach, van die stam van Juda aangewys. Toe sê Josua vir Achan, my seun, maak tog die Here, die God van Israel, heerlik en gee hom die eer, en gee my tog te kenne wat jy gedoen het, steek dit nie vir my weg nie. Josua 7 vers 16 tot 19. In plaas daarvan om die oortreder dadelik te onthul, volg die Here 'n proses wat beide sy geregtigheid en genade toon. Eers gee hy die rede vir Israel se nederlaag en dan roep hy hulle tot seremoniële reiniging. Josua 7 vers 13 lees ons, staan op, heilig die volk en sê, heilig julleself teen môre, want so sê die Here, die God van Israel, daar is 'n ban in jou midde, Israel. Jy sal nie kan standhou voor jou vyande, totdat julle die ban onder julle uit verwyder het nie. Laasgenoemde verg egter tyd en moeite. Intussen het Achan dus tyd om te besin, om hom te bekeer en om sy sonde te bely. Indien sy huismense bewus van sy sonde was, het hulle nou die geleentheid om te besluit of hulle deel van die toesmeerdery wil wees of eerder wil kies om nie medepligtig te wees nie. So 'n distansiering strook met die optrede van Korag se seuns wat deur hul weiering om hul pa se kant te kies, uitwissing vrygespring het. Ons lees in Numeri 16 vers 23 tot 33 die volgende. En die Here het met Moses gespreek en gesê, spreek met die vergadering en sê, maak dat julle wegkom rondom die woning van Korag, Datan en Abiram. Toe het Moses opgestaan en na Datan en Abiram gegaan en die oudstes van Israel het agter hom aangegaan. Daarop het hy die vergadering toegespreek en gesê, verwyder julle tog van die tente van hierdie goddelose manne en raak nie aan iets wat aan hulle behoort nie, dat julle nie weens al hul sondes omkom nie. En hulle het gemaak dat hulle wegkom rondom die woning van Korag, Datan en Abiram. Maar Datan en Abiram het uitgekom en gaan staan by die deur van hulle tente saam met hulle vroue en seuns en kindertjies. Toe sê Moses, hieraan sal julle weet dat die Here my gestuur het om al hierdie werke te doen, dat hulle nie uit my eie hart is nie. As hierdie mense sterwe soos alle mense sterwe en met die besoeking van alle mense besoek word, dan het die Here my nie gestuur nie. Maar as die Here iets nuuts skep en die grond sy mond oopmaak en hulle verslind met alles wat aan hulle behoort en hulle lewendig na die doderyk afdaal, dan sal julle weet dat hierdie manne die Here verag het. En toe hy al hierdie woorde klaar gespreek het, skeur die grond wat onder hulle was, en die aarde het sy mond oopgemaak en hulle verslind, saam met hul huisgesinne en al die mense wat aan Korag behoort het, en al die goed. So het hulle dan met alles wat hulle sin was, lewendig na die doderyk afgedaal, en die aarde het hulle oordek,
en hulle het omgekom uit die vergadering. Numeri hoofstuk 26 vers 11 sê vir ons: Maar die seuns van Korag het nie gesterf nie. Die oplossing vir Israel se sondeprobleem beweeg nou in die teenoorgestelde rigting as die wyse waarop dit die volk binnengedring het en daarna al verder en verder uitgekring het. Dit begin by kollektiewe skuld en ondergaan 'n uitdunningsproses. Van volk tot stam, van stam tot familiegroep, van familiegroep tot gesinsgroep en van gesinsgroep tot individu. Benewens die onthulling van die skuldige party, het hierdie ondersoekende proses ook alle onskuldige partye van blaam gesuiwer. Hierdie sy van die Here se noukeurige geregtelike ondersoek is net so belangrik as die skuldbepaling self. Mens sien ook dat God self as getuie oor Achan se verborgde misdaad optree. Die bouende spanning is byna tasbaar, naarmate die Here al nader aan die sondebok kom. Besonder oorbliffend is Achan se hardkoppige swye. Hy het gemeen dat sy misdaad verborge sou bly. Niks kan immers vir die Here weggesteek word nie. Hy sien alles raak en weet presies wat in die mensehart aangaan. 2 Kronieke 16 vers 9 sê vir ons: Want die Here, sy oë deurloop die hele aarde om diegene kragtig te steun wie se hart onverdeeld op hom gerig is. Hierin het u dwaas gehandel, want van nou af sal daar oorlog teen u wees. 1 Samuel 16 vers 7 sê vir ons: Maar die Here sê vir Samuel: Kyk nie na sy voorkoms en sy hoë gestalte nie, want ek ag hom te gering. Want nie wat die mens sien, sien God nie. Want die mens sien wat voor die oë is, maar die Here sien die hart aan. Jeremia 17 vers 10 lees: Ek, die Here, deursoek die hart, toets die niere, om aan elkeen te gee na sy weë, volgens die vrug van sy handelinge. Spreuke 5 vers 21 lees ons: Want elke mens se weë is voor die oë van die Here, en hy weeg al sy gange. Lees ook gerus Psalm 139 vers 1 tot 16. Let veral hier op die wyse waarop Josua vir Achan aanspreek as my seun, onder andere in die Nuwe Afrikaanse Bybel en Afrikaans 2020 vertaling. Hierdie uitdrukking toon nie net Josua se ouderdom en leierskaprol, dit wil sê sy ereposisie nie, maar ook die gees waarin hierdie groot kryger reg en geregtigheid benader het. Ten spyte van die feit dat die Here hom geroep het om sy oordeele oor die oortreder te bring, het hy opreg medelee met Achan gehad. Met die houding wat hy hier inneem, wys Josua weer eens vooruit op die sensitiwiteit, goedhartigheid en liefde van 'n ander leier. Ellen G. White beskryf hom soos volg in The Desire of Ages, bladsy 353. Hy was nooit onbeskof nie, nooit onnodiglik kwetsend nie, en het nooit sonder 'n baie goeie rede die innerlike van sy medemens pyn besorg nie. Hy, Jesus, was vreesloos in sy veroordeling van skynheiligheid, ongeloof en sonde, tog kon mens die hartseer in sy stem hoor wanneer hy die skuldige partye direk tereggewys het. Ellen G. White, The Desire of Ages, bladsy 353. God ken al mens se dade, selfs die wat jy vir ander wegsteek. Watter impak het hierdie wete op jou lewe? Watter impak behoort dit op jou handel en wandel te hê?